die Here van woord geprys. So baie welkom. Elke een van julle hier is vanoggend. Vir die van julle wat nuwe lidmate is, baie welkom ook. Ons eintlik is daar enige nuwe lidmate? Baie welkom. So na die tyd, ons graag hê dat julle met 'n rooi teken koffie bring, ons moet julle kan sien, met julle kan gesels. En hier is lekker resepte uit die gemeente self, uit die saamgestel deur die gemeente. Baie welkom hier so in ons gemeente. En ons hoop julle gaan lekker eet, en julle gaan ook lekker saam kuier met ons in die gemeente. Ek gaan net as een van die kinders vra of julle daar is. Iemand van dis daar. Goed op, daar is net wat jy dan plaas in was. Goed, so vir die van julle wat ons volg op YouTube ook, baie welkom. Besonders vanoggend kon julle sien ons doen iets spesiaals. Ons kinders vanoggend en ons sien baie uit daarna ook. Vanaf die afkondigings net vir julle voorhou, daar is ons weekse program, Dinsdag, Bybelstudie begin ons Woensdag, omgegroep al 700 pasverskeer in die manne. Die Woensdagse omgegroep is meer geslote groep nie dink. Jy moet nou aanmeld of iets nie, jy kan net weet jy wat er kom, ons begin op 7, ons kuier op die woord, jong op mekaar, half 8, stap ons gaan. So dit is baie eenvoudig, maar baie vereid. Miskien as kuier saam met julle na die tyd aan die gesinskamer, en dan voorlief, julle maak weg vir 'n lekker kuier, die 25ste April. Die adres daar, stuur 40A, ons sê ek dink vir jou is julle, hy is daar, as jy wat vir julle, ne? Lekker wijsje, lekker wonderlijke spasie met julle daar so het. So, dis 100 rand per persoon, met lekker kontinentale ontbyt daarby, so maak ek nog en julle vrouwens lekker kuier. Dan ons golfdag van afname kom 20 Augustus, as jy 'n golfer is, as jy weet wees met julle, dat feitjes sal kom, wat weet asseblief vir ons. Dan as ek voor ek gee, daar is 10 boeke, ongevulde 3 boeke. So, dit is beskikbaar na die tyd. Dit, nee, en dan oor die omgeefonds sal ons later 'n bietjie iets sê. So vriende, ons bewuswording vanoggend, om bewus te raak van die teenwoordigheid van die Here. Ons is nog hier by Opstanding Sondag, ons is nog, dit sit nog in ons lyf, dit wat ons gevier het, en daarom wil ek vanoggend met jou deel. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Vanoggend is niks anders dan. Ons praat nie oor Jesus in die derde persoon. Hy self is hier teenwoordig. Die opgestaande Here, wat na jou en na my toe kom vanoggend, tussen ons beweeg, en vir elke een van ons hier vanoggend sê, vrede vir julle. Ek wil vir jou geleentheid gee om net so vir 'n oomblik bietjie bewus te raak van hom, die opgestaande Here, wat hier tussen ons is.
Kom ons staan en loof ons die Here. Our
daai kinders, julle moet by my kom kuier asseblief. En Louis, julle moet reg sit. Sommer hier so kry. Daar sy. Ons moet net nou met ons, wat, wow, die ding, so, is ons reg, daar sy, goed. Ons moet net nou met ons bietjie nader sit hierso na die poppenkast te hoor. Laat ons net gou eers hierso klaar maak, hierso is 2 maatjies, julle kan sommer hierso op die trappie kom sit, ons gaan net nou lekker poppenkast doen, daar sy. Goed, so wie gaan vir ons kers aansteek? Wil jy vir ons doen, Jan? Wil jy vir ons aansteek, wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Kom, Andrei. Sy. Dankie julle 2. En ons herinner mekaar daarmee dat Jesus die lig is in ons lewe, hy het opgestaan en dat ons daarvan lees uit die Bybel uit. Dit help vir ons, né? Goed. Kom ons hoor, verjaarsdag. Enige verjaarsdag wat in hierdie week verby is, daar sy, kom staan hier so by my. Lekker, Ben. Daar Hans verjaar vandag, sommer op die dot. Hans, baie geluk nog. En sal jy het verjaar in die week, so jy kry ook een. Is dit? Jy lekker verjaar. Sy. Goed, kom, ek soek posmeester oudjies wat vir ons kan gaan aflewer nog, en vir die tannie en die oom daar agter, hulle resepteboek wat hier by ons nuut is, dankie, steek hande op. Dis 'n klomp skelme mense wat die kinders wil hijack. Het almal wat verjaar het sjokoladetjie gekry? Is ons reg? Goed, kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré, nog 'n hip, hoeré. Mag julle weet dat die Here vir julle baie lief het. Mag julle baie mooi nuwe lewensjare hê. Dis ons gebed vir julle. Baie geluk. Nou vanoggend nog, ek dink, ek gaan dit so 'n bietjie later doen, dan moet julle weer vir my kom help. So daar is ons verjaarsdag, wat in die week verjaar het, en onthou van ons hondekos wat ons insamel, né? Vandag is eintlik die laaste dag, maar julle kan nog bring, want ons gaan eers die 15de Mei gaan ons dit uitdeel. Onthou dat ons kossies bring. Al is dit 'n blikkie kos, né? Right, en dan is ons, daar's ons nou daar. So, ek dink dit gaan nie lekker wees as julle daar sit nie. Ek dink julle moet hier kom nader sit aan die poppenkas. En dan gaan oom Louis, gaan hy bietjie met julle gesels. Kom sit nader, julle kan sommer op die mat sit, hierso voor by die poppenkas. Dat julle lekker die poppe kan sien, hoor? Môre maatjie. Want dit is so lekker om weer 'n slag hier saam met julle te kan wees. Julle het ons 'n vakansie gehad. Vertel, het julle lekker vakansie gehad? Nee, ek is bly. Ek het nie vakansie gehou. Maar vir die vakansie, kom, vertel my. Waarna toe was jy?
nie dra. Ooh, dis so lekker nie. Maar voor ek ons het nie lekker nie. Sê, dis beter, dankie. Maatjies, ons het besoekers vanmôre. Wie kan raai wie hulle is? Die poppekas, maar wie's in die poppekas? Callie en? Carla, dis hy, Callie en Carla. Maar ek wonder nou, waar is hulle vanmôre? Ek wonder, dalk slaap hulle nog. Kom ons roep hulle. Callie, Carla. Nee jong, kom ons roep 'n bietjie harder. Kom, 1, 2, 3. Callie, Carla. Daar's hulle. Môre almal. Hallo oom Louis. Môre maatjies. Dit is so lekker om hier by julle te kuier. Ja, maar dis vir ons net so lekker, né? Maar hoe was julle vakansie? Al te lekker oom Louis. Ons het weer by oupa en ouma op die plaas gaan kuier. En natuurlik lekker gesmil aan ouma se koekies. Oom Louis, ek het 'n lekker storie om te vertel aan wat op die plaas gebeur het. Net toe laat waai, Callie, vertel. Oom, ons het 'n Jack Russell. Sy naam is Tarzan. Tarzan. Dis nou 'n lekker naam vir 'n klein hondjie. Ja, en hy is omtrent so besig en braaf soos Tarzan. Nou, onder in ons tuin is daar 'n bos met 'n stroompie wat daardeur vloei. Een oggend hoor ons Tarzan skree verskriklik. Au. My pa het dadelik geweet iets leliks is fout met Tarzan oom. Wat? Hy het nog nooit so gechunk geskree nie. Pa hardloop toe nader af na die stroompie toe van waar Tarzan gekerm gekom het. Ek weet oom Louis, wat kry hy daar? Nee, Callie, nou is ek baie nuuskierig, jong. Vertel toe. Pa kry daar 'n yslike luislang wat besig was om Tarzan in te sluk. Aarde, Callie man, maar weet jy wat? Ek wil sommer ril as ek daaraan dink. Soos blits hardloop my pa toe vinnig terug na die braaiplek, gryp die pyl en hardloop weer af stroompie toe. En toe, wat gebeur toe, jong? My pa vat nie nonsens nie. Hy slaan daai nuislang met 'n pyl. Maar die pyl hop soos 'n rubberhamer van die slang af. Daai slang, oom Louis, het spiere soos Superman. Ek weet daarom nou nie so mooi nie. Net nou gryp die slang my. Ja, oom Louis, maar met die derde slag het die slang
begin verstaan wat my pa bedoel. Hy het vir Tarzan gelos, uitgespoeg en sommer sy luiheid ook in vinnig weggeseil. Ai, togie, en toe's arme Tarzan dood. Nee, oom Louis, toe my pa hom optel, was sy oogies omgedop. Maar pa begin toe vir Tarzan mond tot bek asemhaling gee. Hy blaas daai Jackie soos 'n ballon. Ek weet daarom nie so mooi of ek hierdie storie kan glo nie. Wat dink julle maatjies? Kan 'n mens dit glo? Gestoof haar, oom Louis, en daar maak Tarzan sy oogies oop en hy glimlag vir pa. Jong, Callie, is jy seker jy het nie dalk gedroom nie, of dalk te veel paaseiers geëet? Ja. Dink julle Callie se storie het regtig gebeur? Hoe voel julle maatjies? Dink julle het regtig so gebeur? Ek weet daarom nie so mooi nie. Jy sê ook, nee. Regtig, julle, dit het gebeur. Julle kan maar vir Carla vra. Ja, oom, ek weet. Callie kan soms so 'n bietjie 'n storie, so bietjie aandik, maar veral as dit by visstories is. Maar hierdie het regtig gebeur. Oom Louis, ek roep gou vir Tarzan. Tarzan! Tarzan! Ai, maar dis 'n omtrent storie hierdie, né? Maar lyk asof ou Tarzan darm nie te sleg daarvan afgekom het nie. Maar nou ja, wat 'n hond. Maar dit laat my nou sommer dink aan iets anders wat gebeur het. Onthou julle, daai oggend toe na Jesus se opstanding, kan julle nog onthou? Ja, 'n paar vroue het mos vroeg al na die graf gegaan. En toe die graf was al die pad leeg. En toe huil Maria, want sy dink iemand het Jesus se liggaam gesteel. Maar toe kom Jesus na haar toe en sy sien hy lewe. Hy het uit die dood opgestaan. Ja, net so julle twee. Maar toe die vroue teruggaan en vir die disippels vertel van Jesus en vir sy vriende vertel van Jesus, wou hulle die vrouens ook nie glo nie. Callie se storie klink ook maar nie te geloofwaardig nie. Maar ons moet dit maar glo. Maar maatjies, Jesus het werklik waarlik opgestaan. Hy lewe. Jesus lewe vandag. En omdat hy lewe, hoef ons nooit ooit alleen te wees nie. Jesus is altyd hier by ons. Ja, oom Louis, en al is daar ander mense wat nie dink dat Jesus leef nie, moet ons nog steeds bly vertel dat hy by ons is. En hy het ons baie lief.
Ai, Caleb, jy vat die woorde so uit my mond uit. Ja, daardie ou slang van 'n duiwel kon hom nie wen nie. Hy leef. Ja. Kom ons bid saam en dan vra ons vir die Here dat hy hierdie woorde vir ons sal waarmaak, dat ons sal weet, dat ons kan glo en ons weet dat Jesus hier so is. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike verhaal van die vrouens wat vir Jesus gesien het en vertel het en dat almal hulle uiteindelik kon glo. Dankie Here dat ons vandag kan weet, U het waarlik opgestaan. U lewe saam met ons en U is hier by ons vanmôre. Amen. Dankie julle ouetjies dat ons vandag voor so lekker kon gekuier het. Julle moet 'n baie lekker week hê, hoor, almal van julle. Jesus leef, onthou dit, en daarom is ons nooit ooit alleen nie. Baie dankie Louis, dankie ons poppekasspelers, dankie kinders. Ons gaan nou 'n liedjie sing. Laat ons skyn vir Jesus en dit sê eintlik laat ons vertel dat hy opgestaan het. Ons moet dit vir die wêreld gaan vertel dat hy leef en dat hy by ons is. Laat ons skyn vir Jesus in elke land. Sterkers is die sterre op die hemelgrond. In die donker wêreld waar die lig verdwyn. Skyn daar met jou licht alles te klein. Laat ons skyn vir Jesus in die blydskap sing. Soos 'n liefdesboodskap ook aan ander bring. Hy help jou en lei jou, hy stap met jou saam. Skyn dan so vir Jesus en waar jy gaan. Laat ons skyn vir Jesus, dit val uit van jou. Moenie langer wag nie, doen dit sommer nou. Laat ons vir hom lewe, voluit elke dag. Skyn dan so vir Jesus en gee jou krag. Kom ons sit. Okay? Kinders, julle kan by mamma en pappa gaan sit as julle wil. So terwyl hulle teruggaan na mamma en pappa, net vir die rekord, dit is 'n ware storie. Die een van die hond en die luislang. Dit het met my vorige kollega gebeur, daar in Richards Bay. Of die hond het vir hom geglimlag het, dit weet ek nie. Maar hy het mond tot bek asemhaling toegepas op Maximus. Maximus is die naam van die Jack Russell Ken. Maximus het nog 'n goeie lewe daarna gehad. Hy het nog 'n krokodielaanval ook oorleef. So. Ons is by hierdie stories, hierdie opstandingsstories van Jesus. En ons tema vanoggend is glo en vertel. Daar's so 'n goue draad wat tussen al die evangelies deur, dis miskien nie 'n goue draad nie, miskien is dit 'n swart draad wat deurloop deur al die evangelies. En daai swart draad is die ongeloof dat Jesus opgestaan het. Markus vertel daarvan. Markus is die oudste evangelie. Die ander evangelies het so 'n bietjie by hom afgekyk en hulle eie manier van Jesus se verhaal vertel vir ons. So Markus is die beginbron. So Markus vertel na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre
het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platte land toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Daai 2 waarvan daar gepraat word gepraat van in Lukas 23. Dis die 2 Emmausgangers wat op pad was terug na Emmaus toe. Hulle sê vir mekaar en Jesus sluit by hulle aan en dan praat hulle met Jesus, hulle herken hom nog nie. Dan sê hulle vir Jesus, ons is hartseer, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle sou dalk in vandag se terme gesê het, nou kom hier 'n klomp fake news deur van dat Jesus opgestaan het. Nee, hulle het ons kom staan en ontstel met 'n storie van, hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Dan weer terug by Markus. Later het Jesus aan die 11tal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Vriende, daar so weerstand, geloof is eenvoudig, maar is nie so maklik nie. Daar is 'n stuk weerstand maar tussen ons, in ons oor die feit dat Jesus opgestaan het. Ons sit dikwels met 'n sukkel geloof. En ek het gewonder oor hoekom is dit so dat ons sukkel om te glo? Hoekom is dit so dat ons soos die disippels sê, ja jong, ek weet daarom nie heeltemal so lekker nie. Miskien is dit omdat ons 'n beheer geloof wil hê. Ons voel buite beheer as ons totaal oorgee om te glo. Beheer vir ons is, daar's bewyse. Die van julle wat wiskundige breine het, ingenieursbreine het, wetenskaplike breine het, sê, hoor hierso, die goeters werk so, daar's altyd, jy kan nie goed bewys op die ou einde. En hier is nie vir ons bewyse nie. Amper soos Thomas, né? Thomas wat gesê het, weet jy, as ek nie my hand op die wonde sit nie, sal ek nie glo nie. Thomas sê dit baie skerp en duidelik. Ek sal in ewigheid nie glo nie, spreek Thomas homself uit, as ek nie aan die wonde raak nie. Daar's bewyse, ons soek bewyse. Beheer vir ons is, dit maak sin. Dit maak nie vir ons sin dat iemand doodgaan en dat hy 'n paar dae in die graf lê en dat iemand dan vir ons kom vertel maar hy het opgestaan. Dit moet vir ons sin maak. Beheer vir ons is, ek soek 'n betroubare bron en ek's nou weer terug by fake news. Vaderland, die nuus wat na ons toe kom, moet jy nou, ek weet nie hoe moet jy dit toets nie, want dit voel vir my, 'n groot deel daarvan is baie keer 'n liegstorie. En nou op 'n manier moet jy nou gaan verifieer dat dit nie 'n liegstorie is. En hier kom hierdie klompie vrouens en hulle sê hy het opgestaan, hy lewe. Ons soek 'n betroubare bron. Miskien is dit net 'n klomp emosionele vrouens gewees wat hulle self opgewerk het en die opgestaane Jesus gesien het. Ons soek 'n meer betroubare bron. Miskien is ons sukkelgeloof is, ek wil daarom nie stupid lyk, wanneer ek vir mense vertel dat ek glo dat Jesus lewe nie. Want wat gaan mense dink daarvan?
my ongelowige vriende glimlag en sê, ja nee, ek hoor jou, gaan jy maar aan met jou sprokies, stories. Ek wil daarom nie dink dat my vriende dink ek is onnosel. En op die ou einde sukkel ons om te glo. Jesus se aanspreek van die disippels, luister so 'n bietjie weer daarna. Hoekom is julle so hardkoppig? Dis letterlik wat daar staan. Nou dink so 'n bietjie oor hardkoppigheid. Dink aan jou eie hardkoppigheid. En elkeen van ons het 'n graad van hardkoppigheid. En as jy dit nog nie erken het nie, is jy nog nie heeltemal eerlik. Ons is hardkoppig. Want my manier van die ding doen is die regte manier van die ding doen. Moenie daaraan kom karring nie. En hoe ek die lewe sien, dit is hoe die lewe is. Grootste gestryery begin rondom hardkoppigheid, dat ek nie oop is vir dit wat jy vir my wil sê nie. Dat ek nie oop is om ander inligting te ontvang nie. Jesus sê, julle is hardkoppig. Maar die ander woord in die Grieks is eintlik ook, julle is hard van hart. Julle harte is nie ontvanklik vir die liefde wat God bewys met my opstanding, my kruisiging, my opstanding. En dit maak op die ou einde dat ons sukkel om te glo. Want ware geloof werk nie met feite, net met feite nie. Ware geloof werk met 'n verhouding, waar ek myself oopstel en sê, ek hoor dat U die Here is. Ek hoor dat U my liefhet. Ek hoor dat U die pad saam met my wil stap. Jesus, gelukkig tog daarvoor, dank hom daarvoor vanoggend, dat hy ons nie afskryf nie, né? Dat hy sy disippels nie afskryf en sê, Vaderland, ek het 3 jaar saam met julle gestap. Ek het julle voorberei oor wat gaan kom. En dit is die resultaat daarvan. Vader, gee asseblief vir my iemand anderste, dat ons beter kan werk met die evangelie. Gelukkig doen Jesus dit nie. Jesus werk met sukkel geloof, mense soos jy en ek, en Jesus nooi ons uit, met sy gekruisigde hand, om te sê, ek het jou lief, en ek wil die pad saam met jou stap, maar ek wil hê jy moet na die wêreld toe gaan, en vir die wêreld vertel, dat God hulle liefhet. Hy gee nie moed op. Hy is die opgestaande Here, gekruisigde hande, maar ook oorwinnaar oor die dood. Sukkelende gelowiges stuur hy uit, om die wonderlike nuus van God se liefde te gaan vertel. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Evangelie, goeie nuus. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Matteus 28, een van my gunsteling verse, vir die lewe. Nie net vir vandag nie, vir die lewe. Matteus 28 vers 18, aan my is alle mag gegee. En daarmee dit sê, ek het die dood oorwin. Ek is Here, ek is hierso. Aan my is alle mag gegee. Vers 20, gaan na al die nasies toe, vers 19, vers 20, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Vir sukkelende gelowiges kom die Here vanoggend ook na jou en na my toe en sê, aan my is alle mag gegee, maak jou oop daarvoor dat ek Here is. Onthou, ek is by jou, jy is nie alleen nie, ek stuur jou in die wêreld in, tot aan die volëinding van die wêreld. En wanneer dit gebeur, word ons wedergebore, word ons nuut. Wanneer ons oopstel daarvoor en sê, Here, dankie, dankie dat U nie opgee op my nie. Dankie dat ek dit kan glo en help vir my om dit te gaan vertel op verskillende maniere, om te gaan getuig dat U Here is. Nou vriende, vanoggend is dit nou baie lekker dat ons na getuienis gaan luister.
Dani en Winnie Orn het getuienis uit hulle lewe uit. Hulle kom hulle storie vertel. Maar ek wil, terwyl julle na vore kom, Dani, jy na vore kom, jy het gesê jy gaan vir Winnie later aan na vore roep. Terwyl hulle na vore kom, wil ek vir jou sê, elke een van ons vanoggend hier het 'n storie. En al wat ons moet doen is, ons moet ons storie deel met die mense rondom ons, dat Jesus lewe en dat hy by ons is. Dani, ons gaan lekker luister na dit wat jy vanoggend vir ons. Jy kan hom, het jy so. En ek gaan nou kyk of hy aan is. As hy aan. Okay, kom ons. Ek weet nie waar hy daar. Ons gaan nou net al die tegniese goedjies hierso reg kry. Ons gaan nie Dani se oor verander nie, ons gaan die mikrofoon verander. Daar's hy. Ons om toets al werk is. Goeiemôre almal. Om lekker hard sit. Ja, dankie vir die geleentheid om ons storie te kan deel met julle vanoggend. In 1994 bring Winnie die nuus huis toe om te sê ja, sy's verwagtend. En ons het al klaar 'n 2-jarige ou dogtertjie by die huis. En so bly ons gaan nou 'n maatjie hê vir Kelly. Net om uit te vind dat sy eintlik met 'n tweeling verwagtend is. Dus ons nog blyer, want my pa was 'n tweeling, Winnie se identiese tweeling. En dis nou net wonderlike nuus om te weet ons gaan 'n tweeling hê. Ja, so met die tyd toe gaan Winnie nou vir roetine ondersoeke. En die een dag toe sy saam met haar ma gaan vir 'n roetine ondersoek, toe kom hulle agter daar's 'n bietjie fout daar. En na die sonar toe doen hulle ekstrale en die dokter roep toe nou nog mense om te kom kyk na die ekstrale. En hulle vind toe dat die tweelingkies so op mekaar lê, die grootetjie bo, die kleintjie onder. En hulle sê vir haar, jy moet jou tassie pak, jy moet vanaand inkom, môre is 'n noodkeisersnee. Dus dit nou nie net om die baba se onthaalwe nie, maar ook vir Winnie se gesondheid, vir haar onthaalwe. En dis die 28ste September, sy is in hospitaal toe, ek is die 29ste vroeg, is ek deur hospitaal toe. Nou het ons soort van 'n idee dat dit nou 'n noodoperasie is en dat dit moontlik nie goed gaan afloop nie. En ons is maar onseker en ons bid en ons hou mekaar se hand vas en ons bid voordat sy ingaan teater toe. En ek is daar in die teater en terwyl hulle haar nou so oopsny en te kere gaan, nou is ek nou nogal een kant opgewonde, maar een kant ook 'n bietjie twyfelagtig oor hoe dinge gaan afloop. En toe hulle verdien uithaal, die eerste babietjie uithaal, dis hy ontsettend klein, bietjie blouerig, reageer nie op al die dinge wat hy op moet reageer nie. Suurstofpypies hier in en hulle vat hom te weg om onmiddellik op 'n ventilator te sit. Hy weeg die 1.5 kilos, Sean kom toe uit 2.3 en ons sien toe dat sy koord aan die plasente vasgesit het. Dis hoekom hy nou onder was en Sean het nou op hom gedruk. En hy het toe nou nie al die voeding gekry nie en ja, toe is dit nou maar regtig 'n kritieke situasie. Toe sê die dokter, ja, wat ons moet nou maar weet, dit is regtig kritiek, maar as dinge nou nie mooi uitloop nie, dan het ons daarom een tweelingkie, een kind wat ons kan huis toe vat. Want daar is 'n 50% kans dat die dit gaan maak, maar in elk geval, dit is toe nou ontsettend traumaties. Ons kuier nou in St. Augustine's by Dean en ons is dit maar nou net heeltemal dat ons dit heeltemal in geloof in die Here oorhandig, dat wat ook al gebeur, ons sal daarby berus. En maar op een kant wil jy graag jou kind huis toe vat. Ons is mos nou tweeling en dit sal so lekker wees om die kind te kan huis toe vat.
En maar die dokter sê ja, die kind is baie kritiek. Ons moet besef dat net 'n wonderwerk hierdie kind gaan gesond maak. En dit maak nie saak wat se medisyne jy gee nie. The healing comes from God. En so is dit nou maar dat ons nou die kind se bevordering dophou. En ons besef nou, hy is heeltemal afhanklik van die ventilator. En Dr. Egner by St. Augustine's roep ons in en hy sê nee, maar hy berei ons toe nou voor. Hy sê ons moet maar besef dat daar miskien 'n besluit gemaak moet word dat ons hierdie ventilator moet afsit. En ek en Winnie, ons sit daar en sê, maar dit is nie ons wil nie. Dit is nie besluit wat ons kan maak nie. Dit is die Here se wil, as hy moet weggevat word, dan sal ons daarby berus. En 2 dae later is ek en Winnie hier by Dien se bed in die ICU, neonatal by St. Augustine's Hospitaal. En ons kan sien, die monitors is nou besig om nie lekker te klop nie, en die hartklop is af en alles is dit. En ek en Winnie sê, maar miskien bid ons verkeerd. Miskien bid ons omdat ons hom wil huis toe vat en hier sit hy en hy is miskien in pyn. En ons bid miskien verkeerd. En ek en sy gaan toe daar na die moederskamer toe op ons knieë. En maar terwyl ons dit nou ondervind, toe het ek vir die Here vir 'n teken gevra. En dit is dat sy Dien sy oë oopmaak, sy handjie oplig, en asof hy nou totsiens sê. En ek en Winnie sê nee, maar ons bid verkeerd, ons moet moederkamer toe gaan. En ons is daar op ons knieë, huil en bid en sê vir die Here, as dit U wil is, ons berus daarby. Miskien is dit eerder beter die Here omvat. En ja, ons het dan nog Sean wat ons kan huis toe vat. Toe kom Suster Green daar by ons in, en sy ook daar op haar knieë, en sy bid saam met ons. En sy vra vir ons, wat kan sy vir ons doen? En is net so, sê ons wil hom graag vashou. En terwyl ons dit nou gebeur, kom maar nog 'n verpleegster en sy sê ons beter kom, dit is nou naby. Tyd het aangebreek dat ons daar moet wees. En Suster Green sê, maar sy gaan eers die dokter bel. En sy kom terug, sy sê, dokter het gesê, ons kan hom vashou want die pypies af is. Dit beteken dat hy dood is. En sy sê toe, maar sy is in beheer hier, so sy dokter is nie hierso nie. Sy gaan ons toelaat om hierdie kind vas te hou. En hulle tel hom af van sy krib af, julle kan seker nou maar sien. Al die bloeding daar aan die regterkant en baie kritiek. En hulle tel hom met die pypies op en hulle gee hom vir Winnie. En Winnie soen, groet, snot en trane. En gee die kind vir my en nou neem ons afskeid. En ja, gee ons die babatjie terug, verpleegsters, hulle sit hom daar neer. Nou wag ons, dit mos nou naby. En teenoorgestelde gebeur toe, die hartklop gaan nie af, die hartklop gaan op. En ons dink is goeie nuus, maar die dokter sê is nog steeds kritiek, jy weet, is nie dat hy nou gesond is nie. In elk geval, ons is toe net so dankbaar, ons loof die en prys die Here, en Dien raak net al hoe beter, en die blougheid uit die liggaampie verdwyn. Hy is toe nog 'n paar dae op die ventilator, en toe gaan hy op suurstof. En toe hy op suurstof is, toe kon ons daarom nou bietjie beter met hom kommunikeer, om aan sy boetie voorstel vir die eerste keer in 17 dae. En toe gaan hy van suurstof af, 'n breekoperasie, geelsig, verloor gewig, 800 gram, minder as 'n loaf brood. En hulle wil toe
toe sê hulle die moet in die hospitaal bly tot hy die gewig van 2 kilogram het. Nou, hulle voer hom met 'n buisie, so 'n syringe sit hulle melk in, pypie in die maag in. En ons moes toe 'n spesiale pop tiet koop, want hy kan nie 'n gewone bottel suig nie. En ons vat hom toe uiteindelik huis toe, en soos julle kan sien daar op die foto, die verpleegsters is toe net so bly vir ons. Maar nou hierdie babatjie is so klein, dat my ring oor sy hand kan pas. Ek is te bang om hierdie kind groot te maak, Winnie maak hom groot, ek maak vir Sean groot. En toe op 9 maande, toe kry hy weer 'n adenovirus, daar kan julle die ring sien. Toe kry hy 'n adenovirus, toe is hy weer vir 45 dae in die hospitaal, in die groot mense se ICU. En toe ons hom uiteindelik kon huis toe vat, toe is hy op 'n suurstoftank, 24 uur op 'n suurstoftank. Dat ons in die aand wakker word om te kyk of alles nog pink is, of hy nog reg asemhaal. En toe, op die ouderdom van 6, het hy 'n operasie. Hy het 'n paar operasies gehad, maar ouderdom van 6 het hy 'n operasie. En ek gaan toe in die teater in, en hulle sukkel om hom onder te kry. En hy begin so ruk, en ek kom buitekant, en ek sê vir Winnie, dit was moeilik, om die kind so te sien. En toe hy uit die operasiesaal uitkom, gaan ons nou so toe, nou is ons, maar ook tranerig, en sê, Dinkie, are you okay? Hy sê, Daddy, I don't know why you're so worried. Jesus was standing next to the bed the whole time. So, jy weet, die kom uit van 'n kind af, hy die Here gesien, staan in geloof. Ja, so, Dien het goed gedoen op skool. Dien het IT graad gekry na skool. Hy het 'n baie goeie werk gehad by Durfco. Hy het kubersekuriteit spesialis. Verloor sy werk na 9 jaar, omdat hy daai kubersekuriteits sertifikasies kry toe net so 'n werk, en hy werk nou vir 'n beter maatskappy, beter ure, beter geld, beter alles. En ons is net so ryklik geseën, dat die Here so mooi agter ons gekyk het, en ons so bygestaan het. En die berge wat in ons pad was, het hy verwyder. Maar dit is in geloof en vertroue dat ons daai berge aangepak het, en die Here het daai berge vir ons verwyder so deur die tyd. Ek wil graag vir Winnie, kom asseblief, is ons storie, kom. Die eerste keer toe ek Winnie uitvat, toe wil my kar nie start nie. Toe stoot sy die kar. Toe weet ek, sy's reg vir wat voor lê. Ja, en ek wil net reflekteer op, dit was moeilik. Baie mense vra hoe, jy weet, dit is 'n tyd in geloof, en wat ons geweet het die Here is in beheer. Maar is ook 'n tyd wat ek kan terugdink. En ek kan sê, daar was 2 rye spore in die sand. Ek en Winnie wat mekaar se hand vasgehou het. Ek en Winnie wat in mekaar geglo het, mekaar ondersteun het, saam gelag het, saam gehuil het, en saam gebid het. En die Here het ons deur dit gedra. Ons is so bewus gewees vir die 3de ry spore, want die Here deur daai hele tyd saam met ons, hierdie ondervinding saam met ons deurgemaak, en ons gedra deur daai tye wat moeilik en swaar was. Ek wil net ook sê, dit is, natuurlik het my mediese fonds uitgehardloop, natuurlik was daar baie geld gewees wat ons die hospitaal geskuld het. Natuurlik as ek 'n 50 sent op die grond gegooi het, en met my skoensole op getrap het, kon ek vir jou sê wat heads of tails is. Dit is 'n moeilike tyd gewees, en ek kry vir Nkosazana Zuma by die lughawe, en ek praat met haar, en ek sê,
vertel haar toe van die feit dat ons finansiëel, ons huis is op die mark, gaan baie moeilik. Toe sê sy, Mr. On, leave it with me. 2 dae later kom haar sekuriteitswag na my toe, en hy sê, Mr. On, you're gonna get a letter, a bona vida. Dus daar 3 mense in Durban, in Suid-Afrika, 2 in Grote Skuur en ons in St. Augustins. Dus hy skuld by die hospitaal gedelg. Nou mense, die Here sit sulke mense op jou plek, in jou stryd. Ja, dis al wat ek het, Dominee. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie. Dankie daarvoor, dankie Dani Winnie, dat julle julle storie met ons deel. En ek herinner weer vir jou, elkeen van ons het 'n storie. En in elkeen van ons se storie is die Here teenwoordig. Ons moet net eintlik bid en vra, Here, wys vir ons, gee vir ons geloof om dit raak te sien en gee vir ons die oortuiging in ons hart om te vertel daarvan, dat ons dit nie net vir onsself hou nie. Ons gaan nou 'n lied sing wat dit bevestig, dat die Here by ons is, dat wanneer ons val, hy vir ons ophelp, en dat die goeie dinge wat ons ontvang, absoluut net uit sy hand uitkom.
Vriende, ons wil in ons voorbidding, wil ons vanoggend spesifiek ook dink aan ons gesondheidsdienste, mense wat betrokke is by gesondheidsdienste. So ek wil hê, is daar van julle wat julle hande kan opsteek, of jy nou 'n verpleegster is, en of jy dalk in die mediese beroep eers is, dis ons spesifieke voorbidding vanoggend. Steek jou hand op, want ons het Renay daarso, nou het ek hier kindertjies nodig. Jan, julle vir my kom help. Steek julle hande lekker mooi hoog op, dat die kinders vir julle 'n dankie sê kan gee. Daar's 2, sy sus, daar so staan hier Renay, daai kant. Almal van julle wat vir ons help. Daar agter is 2, ook 2. 2, daarso, Carmen, dan moet jy asseblief weer hardloop hoor. Daar agter in die gesinskamer is 2 hande wat ek gesien het. Ja. So, ons wil vir julle verskriklik dankie sê, julle wat help, dat ons beter hoor, beter sien, beter lewe, vir ons help met ons gesondheid. Verskriklik dankie daarvoor. Het almal gekry? Bernice, waar is jy? Ek het jou voor. Ja. Bernice, jy moet ook kry. Weer gaan kom haal vir mamma sjokolade. Sy. Goed. Dis maar vir Jurgen gee, ja, of waar? Wat sê? Wat sê? En dit sluit eintlik mooi aan, as ek nou dink, Dani, aan julle getuienis vanoggend. Dit is deel van mediese gesondheidsdiens wat die Here ook gebruik het om julle seën vir julle terug te gee. Die mees aangrypende gedeelte van die getuienis is die oomblik toe julle sy lyfie vashou, toe gebeur daar iets. Die oomblik wanneer jy en ek toelaat dat die Here ons vashou, gebeur daar iets. Kom ons bid saam en dan sê ons dankie. Here, ons wil vanoggend baie dankie sê vir al die gesondheidsdienste wat tekens ook is van u genade. Dankie daarvoor, Here, vir mense wat hulle gawes gebruik om vir ons gesond te hou, om ons te help in ons gesondheid. Mag u vir hulle ook versterk elke dag en vir hulle herinner daaraan dat u steeds die Here is en dat hulle nooit alleen is nie. Dankie ook, Here, dat ons vanoggend kan intree vir ons vriende wat op hierdie stadium sukkel met hulle gesondheid, wat in was vir operasie. Ons dink aan Bernie en ons wil vir hom opdra aan u, Here. En ons dink aan Elsabie wat ook in was vir operasie. Dat u asseblief u hand oor hulle en hulle families asseblief sal hou. Al die ander persone ook daaraan wat besig is om te herstel. Ons dink aan ons langtermyn siekes. Ons wil in besonder vanoggend ook vir Leonie hulle intree met Jaco, waar dit moeilik gaan, Vader, dat u asseblief vir hulle baie styf sal vashou. Here, en dit is vir ons 'n voorreg om mekaar so op te dra, om op hierdie manier die goeie evangelie van Jesus Christus uit te dra, wanneer ons vir mekaar bid en mekaar bemoedig met ons getuies. Dankie ook vir Daniel se getuies en die manier hoe dit ons versterk. Ons gee ook aan u al die eer en die lof en die aanbidding daarvoor. Amen. Vriende, ons gaan nou ons dankoffers opneem. Ons wil vir julle herinner aan ons omgee noodfonds. Dit is vir onmiddellike nood, mense, situasies wat oor ons pad kom, waar daar onmiddellike nood is, dat julle asseblief, dis waarvoor ons daai fonds wil aanwend. Daar sal mense na die tyd by die deure staan met die noodfonds mandjie waar jy dan kan bydra.
En dan ook as jy met die Yoco masjienkie wil betaal, dis nog so 'n bietjie nuut by ons. Ek dink hier's twee masjienkies. Steek net jou hand op en dan sal hulle na jou toe kom met die masjienkie. Baie dankie. Dankie vir elke dankoffer wat julle gee. Ons waardeer dit baie. Soos 'n seun op sy vaders geskoot, ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek woon, en U tel my op, neem my in U arms, en U styf teen haar lief vas, en U tel my op, dra my in U arms, en U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan staan. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die vaders geskoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek woon, en U tel my op, vat my in U arms, en U tel my op, druk my styf teen aan U vas, en U tel my op, dra my in U arms, en U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Vriende, ek wil daarom vir ons poppe meesters hier agter baie dankie sê. Dat hulle die hele tyd hier agter was. Vreeslik dankie dat julle vanoggend hier by ons kon kuier het, en dankie ook vir Tazen wat ons hier kon toelaat. So ontvang nou die seën van die Here. Kom ons staan en dan ontvang ons sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees by elke een van ons wees en bly. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou,
sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig